Halleluja. Pragtig. Baie dankie. Wonderlik geseënd. Wees net so 'n bietjie geduldig. Dis 'n nuwe klankbord en die een wat opgelê is nie hier nie. Werk ongelukkig. Maar ons kry dit reg om hom die lof te gee. Niks gaan ons keer om hom te prys nie. Wie se julle gees se spoor gegee? Net monitor asseblief. Hom alleen te geniet, hom alleen te ervaar. So baie dankie vir u almal wat hier is. En ja, is Vrydag aand, dit vat dissipline en boonbehalwe dissipline, vat het jy hom regtig lief. As jy hom lief het, kanselleer jy alles. Dan wil jy graag saam met sy kinders wees. Nou gaan vanaand met u deel, soos wat hy op sy hart my gelê het. En hierdie is die heel eerste keer in die geskiedenis van hierdie gemeentekerk dat ons 'n nagmaalfees aanbied. En dit is ook gebore deur die Heilige Gees in my hart. So dis 'n nuwe, dit is 'n vreemde, maar ons gaan seker maak ons doen sy raad, sy wil en sy leiding. So lees saam met my uit sy heilige woord, wel uit Lukas 22, en as ek dit kan 'n tema gee vanaand, wil ek sê, ek het 'n sterk verlang, ek het sterk hierna geverlang. Lukas 22, die monitors kan net nog so klein bietjie opkom. Baie dankie, ek waardeer het. Lees so vanaf die 15de vers, lees ons saam. En hy, dis nou Jafashua self, nou laat ek net gou 'n bietjie agtergrond gee. Hy nader, nou al hoe nader aan die kruisiging. En dit moet nou gebeur. En die Pasga lê voor wat groot herinnering is, wat vir plus minus 2000 jaar al gedoen word, geniet word, geherhaal word, gevier word, nee, moet nie dit so stel nie. En dan gaan dit nou weer plaasvind, en nou deel hy met hulle, en hy het vir hulle gesê dat hulle moet vooruit gaan na 'n sekere man toe, wat hulle vir hom gesê het, dat hy daar by daai huis die Pasga moet gaan regmaak, en nou het hulle almal so toe gekom, en nou is hulle daar. Nee, iets klap nou lelik, iets is nie reg, skuif terug wat geskuif was. Vers 15, en hy, dis Jafashua, sê vir hulle, hoor nou mooi wat sê hy, ek het baie sterk verlang daarna om hierdie Pasga met julle te eet, en nou hoor nou wat sê, voordat ek ly. Met ander woorde, iets wat gedoen moet word, voordat hy gaan in lyding gaan. En hy, nou is die rede, want ek sê vir julle, hoor nou die stelling wat hy maak, ek sal sekerlik nie meer hier daarvan eet, hoor, neem kennis wat hy sê, voordat dit, met ander woorde, hierdie Pasga vervulling, in die koninkryk van God vervul is nie. Neem kennis van wat hy hier sê. En interessant, jy moet nou mooi luister, want die is vreeslike gees profetiese inspraak hieroor, en 'n profetiese inspraak, en 'n verborgenheid wat hy wil duidelik maak, en ek gaan dit so stel, om alle vorms, alle tradisies, en alle kerkistiese goed te breek, sodat sy uitverkorenis, en nou, wanneer ek praat van sy uitverkorenis, verwys ek, en hy sê dit ook baie mooi, Johannes 6 en Johannes 17 baie mooi lees,
dan sê hy, en ook in dieselfde hoofstuk ook, hy sê, niemand kan na my toe kom, as my Vader om nie getrek het nie. Daar is 'n verborgenheid op sy eie. En nadat hy nou hierdie goed vir hulle gesê het, neem hy die beker, dank hy, neem nou eers die beker, dank hy, neem dit en deel dit onder hulle. Vers 18, want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink, dan nou eers gesê, ek sal sekerlik nie meer hiervan eet, voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie. Hy gee vir hulle 'n raad en hy maak 'n verklaring. En nou gaan hy na die 18de vers toe, en nou sê hy ook, net so met die beker, sal ek sekerlik nie drink van die vrug, nou sê hy, van die vrug. Nou, as ek dalk net u vinnig kan intrek, en moontlik is dit nou diep vir u, maar aanvaar sy woord, hierdie vrug verwys na my en jou. Halleluja. My en jou. Dis waar na hierdie vrug, nou is die monitor sê daar. Hierdie vrug wys na my en jou. Van die wynstok. Nou wat interessant is, hy sê hier in Johannes 14, hy sê my Vader is die landbouer. Ek is die ware wynstok. En dan sê hy, elkeen wat in my vrug dra, die maak hy skoon. Maar hy wat nie vrug dra nie, hoor mooi, die kap hy uit. Met ander woorde, hierdie is baie ernstig. Ek gaan nie nou vanaand daaroor preek nie, maar laat ek dit net so sê, dat as jy nie die vrug dra, as jy nie in 'n heiligmaking is nie, dan sê my pa haal jou uit. Terwyl jy nog dink jy's daar. Ek moet ontmoet so baie en sê hulle, o nee, ek is seker, ek gaan hemel toe, ek is reg. Maar dan kyk ek na sy lewe en sê ek, dis onmoontlik om seker te wees, jy blaf jouself. Mense lewe so in 'n eie geregtigheid. U en ek het nodig om in God se geregtigheid te lewe. Daarom dra die vrugte wat by bekering pas. Dra die vrugte wat by kind van God pas. Dit net daar glad nie daaroor praat nie, maar ek nou net vir u verduidelik wat hy sê. Die vrug beteken u en ek. Want hy is die wynstok. U en ek. So hy gaan nie drink en ek gaan nou Sondag gaan ek oor hierdie vers baie preek en baie sê, kom ons gaan aan. Vers 19. Nou doen hy die volgende. Daarop neem hy brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle. Eerste hou hy en spreek hy met hulle die Pasgadoel in die vers 16 en in die vers 17 en dan ook in die vers 18. Nou kom hy terug. Nou sê, daarop neem hy brood en nadat hy gedank het, breek hy dit, gee dit aan hulle en sê, dit is my liggaam. Nou, ek herhaal die, eerste het hy verwys waarom hy verlang om Pasga te hou. Vers 16 en 17, 18. Waarom hy verlang om Pasga te hou. En nou bedien hy nagmaal. Halleluja. Eers gaan hy die ritueel van Pasga. En nou kom hy met die formele nagmaal. Neem my brood nadat hy gedank het,
breek hy dit, gee dit aan hulle en sê, dis my liggaam, wat vir julle gebreek word. Doen dit, tot my gedagtenis. Net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament. Halleluja. In my bloed, wat vir julle uitgestort word. Wat 'n heilige voorreg, wat 'n roemryke geleentheid. Ek vat u terug wat hy sê, en ek het baie sterk daarna verlang om hierdie Pasga met julle te eet voordat ek ly. Met ander woorde, hier is 'n soliede drang. Hier is 'n begeerte. Maar dan wil ek verder gaan, dan is hier ook 'n goddelike oortuiging in hom. Waarom nou Pasga? Ook dis dan 'n bonatuurlike, goddelike verwagting. En 'n opgewondenheid. Want hy ken die geestesrealm. Hy weet die beloftes wat sy pa gegee het. En nou wil ek net herinner, hy ken ook die pa se teleurstelling in die tuin van Eden. Toe die 4de dimensie deur die vyand vernietig was. En nou ken hy die pa se beloftes. En nou is hier 'n goddelike liefde, 'n drang en 'n begeerte. Hierdie besef, ek is die volle vervulling van my pa se beloftes. Besef dan nou wat gaan hy in sy gees deur, wat se durf, wat se passie, en hoe sy gefokus vir dit waarmee ons nou besig is. En dit sê hy vir hulle, net voordat hy gaan begin lei. Met ander woorde, verraai gaan word, verkoop gaan word, gegeesel gaan word, gekruisig gaan word. Wat hy gaan lei, hy gaan met ander woorde iets word, iets wees, iets is, wat hy self glad nie is nie. Hy moet goed gaan deurmaak nou, wat hy glad nie verdien nie. Hy moet nou goed gaan ervaar, waarvoor hy nie skuldig is nie. Hy moet goed gaan deurmaak, wat hy nie oor homself gebring het nie. Maar hy het hierdie heilige ervaring. Ek is nie hier, ek lewe nie, tot my wil nie, tot my geregtigheid nie. Ek is gekom om die wil van my Vader te volbring. En daarom dan hierdie volle oorgawe. En hoor nou mooi, hierdie heilige besef, dit gaan dus nie om 'n prys te betaal, nou moet julle mooi luister, om sonde te vergewe nie. Hoe belangrik dit ook al is. Dit gaan ook dus nie om net te red en net te verlos nie. Hoe belangrik dit ook al mag wees. Want primêr gaan dit. Ek wil my pa tot volle heerlikheid herstel. Die heerlikheid wat hy verloor het in die tyd.
Abaramonda. Ek is hier om daai selfde vyand. Ek is hier om myself te demoon. Ek is hier om daai selfde aggressie van die negatief aan te vat. Ek is hier sodat die volheid van die Godheid geherstel kan word. Halleluja, ek is hier dat Jod-Hei, Vav-Hei vir ewig weer, halleluja, gaan manifesteer. Sodat daar by die Vader in die hemel weer 'n vreugde, weer 'n blydskap. En hierdie keer gaan ek nie net uithaal nie, ek gaan oorwin. En ek gaan alle negatiewe magte, gaan ek vernietig, gaan ek tot niet maak. My Pa in sy volle blydskap gevervul kan word. Met ander woorde, jy moet luister, want hierdie is so van toepassing op my en jou. As ek en jy hierdie mis, wil ek amper vir jou sê, is dit net logika dat ons die hemel gaan mis. Jy sien, so baie skrif is daar, wat Yahshua sê, ek gaan jou opwek in die laaste dag, wat Yahshua sê, sal saam met my in die paradys wees, en dan vertolk die algemene Christen dit as hemel. Is glad nie hemel nie. Is glad nie bruid nie. Maar hier is Yahshua besig om totale oorwinning te gee, sodat die wat deur die Vader getrek is, tot 'n volle heerlikheid van die Vader kan manifesteer in lewe. Hy staan dus daar, met hierdie passie, met hierdie durf, met hierdie oorgawe, met hierdie maaltyd van die Pasga, gaan ek 'n einde bring aan die verlede. Hoor mooi, ek gaan 'n einde bring aan die verlede. En dit wat ek gaan doen nou, gaan 'n begin wees van dit wat voor lê. Halleluja. Dit wat voor lê tot sy lof. Met ander woorde, dit wat voor lê binne plus minus 3 dae. Bring ek 'n ewige koninkryk. Oh, luister mooi. Ek praat nou van 'n koninkryk wat hom nie meer ophou met die kommunikasie van wat mag ek en wat mag ek nie, wat kan ek en wat kan ek nie, nie met die kommunikasie wat's reg en wat's verkeerd nie, nee, maar met die oorgawe. Ek kom net om u wil te doen. Ek kom net om te doen wat u van my verlang. Ek gaan nie my lewe lewe nie. Ek gaan lewe tot u lof en ek gaan lewe tot u. Luister mooi, hy gaan 'n ewige koninkryk nou tot stand bring. Wat die koninkryk of die poorte van die duisternis nie sal oorweldig nie. Net so ietsie. Dit beteken elkeen wat van hulle, wat nou hier snap wat hy sê oor die Pasga, en wat besef wat hy nou hier sê oor die nagmaal, want is 2 verskillende manifestasies. Die een is die verlede. Oh. Die ander een is dit wat kom. Ag, los my net nou vir 'n oomblik vry. Die een wat kom, die een wat kom, die een wat kom, die een wat kom, halleluja. Is hier iemand wat hoor, ek gaan 'n koninkryk tot stand bring. Die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Met ander woorde, geen aanslag van die bose
mislei nie. Maar hierdie nagmaal gaan hierdie woord oopmaak, sodat elke skans en elke aanslag van die bose gevernietig sal word. Daarom sê hy, en ek gaan nou baie hier oor Sondag preek, daarom sê hy, die volgende vers, ek sal sekerlik nie weer hieraan deelneem, voordat dit in die koninkryk van God nie vervul is nie. Met ander woorde, hoor mooi, vanaand maak ek klaar met Pascha. Vanaand roep ek 'n einde aan die hele verlede. Wie hoor? Ek maak klaar vanaand met die godsdienst. Ek maak klaar met die tradisie. Halleluja. Ek maak klaar met die norm, met die vorm. Ek maak klaar met die manifestasie. Loof die Vader vir Egipte se Exodus. Loof die Vader vir die verlossing en die vrymaking daarvan. Loof die Vader vir die manna in die woestyn. Maar vanaand bring ek 'n einde. Wie hoor? Vanaand roep ek 'n einde en bring ek vanaand die bonatuurlike vreugde, die bonatuurlike verlossing. Ek bring 'n bonatuurlike eenwording. Ek bring 'n bonatuurlike heerlikheid. Ek bring 'n vervulling in die hemel. Ek bring 'n blydskap in die hemel. Ek bring 'n blydskap ook by hulle hier op die aarde. Maar in die doderyk is daar 'n negatiewe aankondiging. Hier's 'n nuwe Adam. Hier's 'n nuwe Eva. Hier's 'n volk wat opgewek. Luister mooi. Loof God. Loof Yahshua vir die lammetjie in Egipte. Maar my disippels, die lewende lam van die lewende God, hy wat genoem word wonderbaar, hy wat genoem word raadsman, sterke God, ewige Vader, hy's vanaand die ware lam. Hy word ook genoem weg, waarheid lewe. En die was noem hom ook die leeu, uit die stam van Juda. Hierdie lewende lam bring vanaand 'n einde aan die verlede. As jy iemand wat bly is, hy bring 'n einde aan die verlede. Hy breek alle mag, hy breek alle gesag. Hy roep vanaand 'n einde aan die verlede. Loof hom vir die manna in die woestyn. Laat ek dit so eers sê. Luister mooi. Die lammetjie in die woestyn het gelei woestyn toe. Maar die lam van die lewende God, hy lei julle na 'n ewige vrede, na 'n ewige heerlikheid,
Hoor mooi, die lam, die leeu, die lam van God, hy wie die brood is, wat uit die hemel neerdaal. My disciples, ek wil vanaand hê, julle moet weet, los die Pasga, los die verlede. Ek maak klaar, ek het verlang om hierdie aankondiging te maak. Ek het verlang dat hierdie uur moet kom. Ek het verlang dat hierdie aanslae moet kom. Mag ek nou 'n profetiese woord gee. Loof God vir gister en eergister. Maar ja, ek weet, en dat die vure brand in die demoniese wêreld, en ek weet die nieuwheid is in orde, en ek weet ons godsdienst word aangeval, maar daar is 'n Jaffa, daar is 'n Jaffa-Shua, daar is 'n brood uit die hemel, wat 'n einde aan die verlede gaan maak. Wie wat het glo, gee hom 'n lofoffer, gee hom 'n prysoffer. Uit Egipte toegelei, woestyn toegelei, maar ek, die lewende brood, hoor mooi, ek breek deur by alle voorhangsels. Ek hou julle nie langer buite die tempel nie. Julle hoef nie langer buite die heiligdom nie. Ek is hier om julle saam te vat. Ek is hier om julle in te vat. Ek is hier vir julle om te ervaar wat julle nog nie geervaar. Is hier iemand wat hom 'n lof gee? Hoor mooi. Ek vat julle tot in die allerheilige in. Halleluja. Mooi hoor. En ek laat julle aan my tafel sit, sê die woord. Dit sê dan lees. Ek kan aan die tafel sit en dan gaan julle met my, saam met my, maaltyd hou. Halleluja. En hierdie maaltyd gaan julle 'n instaatstelling gee. Gaan julle 'n goddelike, hoop jy is reg vir wat ek nou sê, 'n goddelike vermoë gee, sodat vanweer die maaltyd wat julle eet, die nagmaal, nie meer die Pasga nie, maar die nagmaal, vanweer die nagmaal, gaan ek julle op trone. Laat sit. En nou gaan ek sy skrif quoteer en ek weet, 'n Judas gaan my nou lekker beskinder. 'n Judas gaan my nou lekker probeer verraai. Maar ek gaan julle op trone sit, sodat julle 'n God openbarende wysheid sal hê. 'n God geopenbaarde gesag sal hê. Sodat julle almal wat nie geglo het nie, almal wat nie gevat het nie, sal oordeel, sê hy. Waarheid. Lees die skrif, ek quoteer net skrif. En julle sal almal aanspreek wat lou en laks was. Julle sal almal aanspreek wat my nie in gees en in waarheid wou dien nie. Hoe kry julle dit reg? Want ek laat julle eet aan my tafel. Ek laat julle drink aan my tafel. En daardie eet en daardie drink gee julle 'n goddelike gesag. Wie hoor? Dit maak jou die opstanding krag. Dit maak jou die oorwinning krag. Dit maak jou die heerlike krag. En met ander woorde, julle bereik 'n gesag, sodat deelgenootskap van hemelse roeping manifesteer. 'n Uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van die Vader wat julle uit die duisternis. Pastoor, wat is die duisternis? By in jou verlede. By in jou verlede. By in jou beperktheid van die verlede. Maar daar is 'n Vader in die hemel
wat vanaand praat, wat vanaand spreek, en wat vanaand roep, en dan is daar 'n Jafashua. Ek wil hê dat jy moet verstaan, want is nou die Oktober, is dit die tyd waar dit gebeur het. Dis nou. Gaan kyk nou in Israel, hierdie pas gaan goed word nou, hierdie week gevier. Halleluja. Nou wil ek hê, nou moet jy net weet, wat in die hemel, 'n vreugde, 'n blydskap, 'n heerlikheid, want dis nie die lam in Egipte nie, dis die lewende, die heilige, die oorwinnende lam. Halleluja! Daarom, wie sê vanaand, los my verlede. Luister mooi, met ander woorde, los al my rituele wat ek gehad het. Los alles wat God nie gebehaag het nie. Dit het my laat lekker voel het, maar God nie behaag het nie. Maar wil ek deelneem aan 'n nagmaal, hierdie hele plek is gevul met nagmaalstafels. En ek wil nou ook sommer sê, as jy nou die oortuiging al het, keer niks en niemand jou om tafel toe te gaan en sê, ek wil die brood eet. Oh, die brood wat my insig gee, die brood wat my verstand gee, die brood wat my oortuiging gee. En luister mooi, die brood wat my verlede verbreek. Oh, hy sê, en wat my uit die duisternis, is hier iemand in hierdie plek, wat sê, ek wil breek met die verlede. Is hier iemand in hierdie plek, wat sê, ek wil klaar maak. Luister, ek wil hê, jy moet hoor, en hierdie is nie kon nie hoor sy woord. Jy wat vanaand sê, ek gaan breek met die verlede, jy antwoord nie my nie. Jy antwoord die lewende brood uit die hemel. Hy gee jou van vanaand af dan 'n goddelike gesag. Oh, hy ontmoet jou gees, hy ontmoet jou verstand, en hy wederbaar jou vanaand. En weet jy wat is interessant? Niemand sê na vanaand vir jou, waarmee moet jy breek nie? Jyself. Oh, jyself het hierdie ontmoeting. Jyself sê, tot hier toe, en die Vader, ek in my huis, ons gaan God dien. Ek in my huis, gaan toegewyd lewe. Oh, as jy iemand wat graag aan sy tafel wil sit, as jy iemand wat graag wil eet, wat aan sy tafel is, sodat hy jou kan plaas op trone. Hoor mooi, trone. Met ander woorde, en met hierdie bevrugting, met hierdie insig, wil ek dit sommer prontuit vanaand sê. Nico Koetser gaan sy bek nie meer langer hou om die waarheid te spreek. Haat wat jy wil haat, maar hy gaan my op 'n troon sit. En jy wat my haat, en daai dag sal ek jou oordeel. Oh, ek praat sy woord, wie glo sy woord? En ek promoveer nou nie groot manskap nie. Ek promoveer breek in die verlede. Oh, hy sê, en ek bring het terug hier na my en jou toe. Hy het met ander woorde vuriglik begeer om 3 Oktober in hierdie plek te wees. 3 Oktober, van 3 Oktober, wil hy mense wat vastgevang is in hulle verledes. Jy weet hoe kritiseer jou verlede jou. Jy weet hoe maai jou verlede jou. Maar hy sê vanaand, ek het verlang. Oh, halleluja. Ek het verlang om 'n einde vanaand te maak. Met ander woorde wat sê hy, ek breek die godsdienst van jou verlede. Ek breek die geheue van jou verlede. Ek breek die beperkingen van jou verlede. En vanaand gee ek jou 'n nagmaal. Oh. Hy sê, julle vaders het die manna in die woestyn geëet en hulle het gesterwe. Dit beteken, luister, God het die manna gegee. Ja.
Nie Moses nie, God. Snap jy? En die woord sê, hulle het dit gekry, en God het dit elke dag vir hulle gegee. Met ander woorde, hy moes elke dag 'n wonderwerk doen, om hulle aan die lewe te hou. Ja. As hy nie 'n wonderwerk gedoen het nie, het hulle gevrek. Maar daai manne wat hulle geëet het, kon hulle nie red nie. Hoor mooi, omdat jy op 'n verkeerde plek in jou lewe is, gee jy elke dag 'n wonderwerk om te bly lewe. Maar as daai tydperk verby is, sê hy, en julle vaders het in die woestyn gesterwe. Dit beteken met hulle godsdienst en met hulle sienings van daai tyd, het hulle die hemel nie gemaak nie. Maar nou sê hy, ek is die lewende brood, wat uit die hemel uit neerdaal. Hoor mooi, hy wie my eet, sal, woestyn of nie woestyn nie, jy sal lewe. Stryd of nie stryd nie, jy gaan lewe. Wie hoor? Want jy eet die lewende brood. En omdat jy die lewende brood eet, sal jy 'n wysheid hê, sal jy 'n krag hê, sal jy 'n salwing hê, sal jy 'n raad, sal jy 'n leiding hê, en sal jy 'n besluit neem, tot hiertoe met my verlede, vandag, meld ek aan, om te eet van die brood, van die ewige lewe. En vra mooi, soos ek net ook gesê, is die eerste keer dat ons nagmaalfees aanbied, maar hoe loof ek hom vir insig wat hy gee. En dit wat hy vanaand gegee het, kan verledes tot niet maak. Maar luister mooi, hy wis nie net verlede uit nie, hy wederbaar. Hy maak jou nie net skoon nie, hy maak jou 'n nuwe mens. Hy maak jou 'n deelgenoot van 'n hemelse roeping. Ek herhaal, 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n volk as eiendom te verkry. Hoor mooi, sê die deugde van hom verkondig. Met ander woorde, moenie vanaand eet as jy nie sy deugde wil verkondig nie. Moenie eet, gaan eet eerder Pasga. En dan bly jy nie kies agter in die woestyn. Maar as jy wil lewe, dan moet jy die deugde. Ek praat die pastoor met ander woorde, jy moet kan getuig wat het God vanaand. Ek sê, jy moet kan getuig wat het God vanaand vir jou gedoen. En daarom vraag ek, moet nie nou staan omdat anders staan nie, maar ek roep hulle wat sê, ek breek met my verlede. Vanaand gee ek toe, dat sy volheid oor my kom. Ek gee toe, dat sy volle heerlikheid van my besit neem. En dan, ek gee oor, met ander woorde, ek gee nie om wat sy hel kom, ek gee nie om wat sy pynne kom nie, maar ek gee oor, en ek gee aan hom wat graf, hel en dood geoorwin het. Ek gee aan hom wat die mag en die gesag het. Ek gee aan hom wat die krag en wat die heerlikheid het. En na vanaand sal ek 'n lewende getuie wees. Halleluja. Ag, ek kom net agter my gees. So baie maklik om die net te trek, is baie maklik om 'n einde te bring. Maar ek kom agter my gees, dis 'n goddelike werk wat God vanaand in manne se lewens gaan doen, in mense se lewens gaan doen. Jy gaan daar vanaand nooit weer dieselfde wees nie. Ek bring 'n profetiese woord vir jou. As jy in jou huis instap vanaand, gaan jy agterkom, God het iets in my gees gedoen. God het my aangeraak. Ek vra mooi, luister mooi, hierdie is net respek. Maar ek
admireer sy goddelike werk. Dit is my so fantasties. Hy deel eers met hulle my begeerte. My begeerte is, ek mag kla in die verlede. Ek kondig vandag vir julle 'n nuwe toekoms aan. En nou sê hy vir hulle, vat die toekoms, eer dit. Vat die toekoms, dring dit. Elke wat vanaand sê, ek moet hom in die toekoms aangaan. Daarom, om te kan ingaan in die toekoms, moet ek nou met die verlede breek. Jy ken die pes van die verlede. Luister mooi, Egipte was so sterk in Israel se hart, hulle kon nie glo, Joshua kan kom nie. Hulle kon nie glo, hy kan nie brood word nie. En nou is dit baie sensitief, daar is seker 'n godsdienstrituele van die verlede, wat vir kerkmense so sterk is, geen nuwe openbaring kan krag dra nie. En ek wil iemand nou verstaan, hy het reeds die hele godsdienst tot niet gemaak. Wat was? En hier kom maak hy dit splinter niet. Hy, die splinter nieuwe. Ek het hierdie week besondere intimiteit met God beleef oor hierdie aand. En ek gaan nou 'n verdere aksie vra. En ek gaan vra, seker is, moet jy na vore toe kom. Maar ek verklaar, as jy vanaand hier vore toe kom, elke tree wat jy gee, is weg van jou verlede. Elke tree wat jy gee, breek aan die getuienisse van jou verlede. En elke tree wat jy gee, is 'n begin van dit wat in hom vir jou voorlê. Nou vra ek in 'n geloofsaksie, gee jou tree en kom staan hier voor. Net u wat voel of oortuig is, God help my vanaand met my verlede. Hy breek alle verlede sienings, alle verlede beperkings. Hy gee vanaand vir my nuwe oortuigings. En ek herhaal, maar nie kom omdat ander kom nie. Kom net omdat jy sê, ek mag klaar met die verlede. Ek kapot met dit wat was. Ek kapot. Halleluja. En hierna het hy die beker geneem, hy het die brood geneem, hy het gebreek, en ek kan dan vir u vra wat jy voor sê, staan net vir my, dat ek mooi sien wie is voor en wie is achter. Ek word nou heeltemal anders gelei. Kan ek altaarwerkers vra? Gaan nou vreeslike dan vra, maar ek word so gelei, deur sy Heilige Gees. U moet vir my gaan brood haal. Julle. Hy het die brood gebreek. En hy het gesê, nee, dis my liggaam. Ek gaan nou die brood bring na julle toe. En julle manifesteer nou. Ek eet nou die weg, die waarheid en die lewe. Met alle woorde, breek met die verlede en wy nou toe aan hom. Wat is, wat was, sal wees. Dit bedien, begin daar, geef vir elkeen. Elkeen vat nou brood en eet nou brood. As 'n manifestasie, my verlede breek nou. My verlede breek nou. Is 'n God toekoms. Alle swakhede tot nie, alle foute tot nie. As jy brood gekry het, daar te begin eet, praat jy met God. Laat jouself bekend aan hom. Gee jouself oor vir hom.
Halleluja. Halleluja. En dan moet julle die beker ook gaan haal. Beker ook gaan haal. Sodat elkeen, maak seker almal het die voorkry. Julle moet niemand oorslaan. Holy. Holy, holy. Holy. Nou voor julle die beker neem, gaan ek gou bid. Vader, hierdie beker, hierdie bloed, is die bloed van die Nuwe Testament. Nuwe beteken 'n nuwe lewe. Die ou lewe is verby. Hier kom nou 'n nuwe lewe. Vir elkeen wat nou van u bloed drink, kom hier nou nuwe lewe in elkeen se lewe in. Bedien hulle nou. Bedien hulle nou. Nuwe lewe, Nuwe Testament. Nuwe Testament. Sy heilige lof. Sy heilige eer. Sy heilige pryse. Halleluja. 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 Vat het. Dis joune, dis joune. Hy gee het jou. Hy gee het jou. Hy gee het jou. Hy gee het jou. Sy gees het my so gelei om het so vir u te doen. Halleluja, Vader. Ek kom nou in u. Ek kom deur u genade, guns, krag. En ek bid nou vir al hierdie mense. Vader, dat u elkeen van hulle nader trek. Elkeen intrek. Sodat elkeen in die volle oorwinning kom van die eie seun, Jahshua. In die volle guns, in die volle heerlikheid van Jahshua inbeweeg. En ek spreek oor al hierdie mense. Nuwe lewe. Spreek oor al hierdie mense. Oorwinnende lewe. Gunsvolle lewe. Tot die heilige lof, die heilige dank en ere. En elkeen van julle wat het ontvang het en glo, gee hom 'n lofoffer vir hom. Dis hy wat het gedoen het. Dis hy wat het gedoen het. Nou wil ek hier met moorluister, die rest van die gemeente gaan 'n nagmaal gebruik. Maar julle wat nou hier voor staan, is julle eie besluit. Hoor mooi, julle eie besluit, nie myne nie. Maar jy's nog steeds vrymoedig. En ek weet nou, dis nou vir Annetjie 'n krisis. Julle kan nog steeds nou saam in die gemeente weer nagmaal gebruik. Luister maar, hy sê so dikwels. Hoekom sê ek julle kan weer? Ek sê nie julle moet nie weer. Hoekom sê ek julle kan weer? Want ek wil die eenheid van die liggaam laat manifesteer. Sodat jy deel is van almal se salwing. Deel is van almal se oorwinning. Halleluja. Wie sien uit vir wat voor lê? Wie is positief vir wat voor lê? Kan ek jy almal vra om 'n lofoffer, om 'n prysoffer, om 'n ere te gee? Eet en drink nuwe lewe. Ek kan almal na die nagmaaltafel toe gaan, die wat wil, die wat weer wil gebruik, jy mag weer gebruik. Jy mag weer, daar is nie beperking nie. Dit hang af van jou eie hart. Dit hang af van jou eie begeerte. Dit hang af van wat jy self belewe. Dit hang af wat het jy vanaand begryp, wat het jy vanaand gesien. Wat is werklikheid? Wat is moontlikheid? Na watter heerlikheid kan ek toe beweeg as ek totaal aan hom oorgee? En as ek werklik sy wil doen, werklik sy raad, werklik sy leiding doen. Halleluja, eet en drink tot sy lof, tot sy ere en tot sy heerlikheid.